Goeiemôre geliefdes en baie welkom hier by ons op 'n druppeltjie van my hart. Vandag het ek weer eens 'n baie spesiale gas by my. Maar julle sal nou met die tyd sal uitvind wie sy is en wat sy op die oomblik doen. En ek sal meer vertel hoe sy related is aan my. Ek is Edgar Hermanus en dit is Dit is Abigail Daniels. pragtige jong dame wat ek vandag hier aan my sy het. En dit is absoluut 'n eer vir my om vandag saam met haar hierdie sessie te doen. Want ek ken haar al van baba dae af. Hy was 'n babietjie gewees. En nou sy uitgegroeide jonge dame. Abigail, baie welkom hier by ons. Ek het net gedink dit sal goed wees om vandag saam met jou die sessie te doen en te hoor wat jy doen en wat jy op jou hart het en hoe die Here met jou gewerk het tot waar jy nou is. Maar ons sal in die program bietjie meer duidelikheid kry van wat gaan vir wat in jou lewe op die oomblik. Ek wil net begin deur te vra vir jou ouderdom. Hoe oud is jy en wat is jy tans besig om te doen? Wat is besig om te gebeur in jou lewe? So ek is op die oomblik 22 jaar oud. Ek raak die jaar 23. Ek is nou 'n derde jaar maatskaplike werker. Ek het nog 1 jaar om klaar te maak. En dis wat ek sover hierdie jaar doen aan Edgar. Okay. Wat het jy voorheen gedoen? Voor jy gaan begin met jou studies. Wat het voor dit gedoen? So voor my studies het ek 'n gap jaar gevat. Ek was by YWAM. Daar het ek geleer wie God werklik is. Ons het sy hart bestudeer. Ek het my persoonlike verhouding met die Here daar begin. En dan het ek ook innerlike genesing gekry van die Here. Ons was betrokke by evangelism, praise and worship evenings. Dan het ons ook bid sessions gehad. En dit was vir my iets groot, iets wat ek nog nooit ervaar het nie, en dit was net amazing. Ja, geliefdes, ek moet dit vir julle sê. Abigail is een van die young adults wat ek vreeslike bewondering voor het. Omdat ek gesien het hoe sy opgroei vir my, maar ook hoe sy 'n verhouding begin vorm het in haar lewe met die Here Jesus Christus. Is dit nie so, nie, Abigail? Ja. Dit mos lief vir hom. Ek is baie lief vir hom. Ja, sy is baie lief vir hom. En Abigail, waar het jy aan dit gekom? Wie was die persoon wat jou so beïnvloed het om saam met die Here 'n pad te stap, as ek dit so kan vra? So as kind, baie jong mense toe ek nog klein was, het YWAM toe gegaan. So ek was bewus van YWAM. Maar wie my geïnspireer het om YWAM toe te gaan, sal ek sê was my ouer suster. Toe sy van YWAM af terugkom, kon ek sien daar's 'n groot verandering in haar lewe. Sy het meer gesmile, sy was vol vreugde, sy het gepraat oor die Here en ons verhouding het net beter geraak, want ons het nie voorheen die beste verhouding gehad nie, maar na YWAM kon ek die verandering sien. En dan ook al my rolmodelle, saam wie ek groot geraak het 'n verhouding met die Here gehad en ek het geweet van die Here, maar ek het nie 'n persoonlike verhouding met hom gehad nie. So dit het my ook geïnspireer om te gaan, want ek wil ook daai ervaar het wat ander ervaar het. Baie dankie. Liefdes, julle YWAM is 'n sendingorganisasie. Dit is Youth with a Mission. Jeug met 'n sending en jy kry opleiding om sendingwerk te doen, om die Here bekend te maak
en om die Here self te ken, want die motto van die organisasie is to know God and to make him known. So Abigail hulle en sis en nou maar suster Benelli was en baie van die ander jong mense in ons bediening, hulle was blootgestel aan YWAM groepe wat gedurig deur Mosselbaai toe gekom het en dan het baie van hulle ook hier by hulle gebly. En so Abigail hulle was baie blootgestel om verder te kyk en meer te kyk as net wat jy voor die oë sien en verder te kan kyk oor die kerkgrense. So julle was baie blootgestel in YWAM ook aan uitreiking. Waar het jy kry die praktiese gedeelte, die lesingsfase, waar jy lesings kry, soos Abigail genoem het ook, innerlike genesing ontvang en so aan. En dan was julle ook blootgestel aan die praktiese uitreiking wat julle gedoen het. Waar het julle uitreiking gedoen? Ons was in Tanzania en dan het ons in sekere plekke in Suid-Afrika was ons ook, soos ons was by Port Elizabeth en dan was ons by Potchefstroom. Hoe het dit jou gehelp, daai tipe blootstelling? Hoe het dit jou gehelp en hoe kyk jy nou na die lewe buite deur daai tipe blootstelling wat jy gekry het? Ek kan sien dat daar is 'n groot nood rondom ons elke dag. Ons is dalk nie bewus daarvan nie, maar dit is daar. Dit het my ook geleer om meer dankbaar te wees vir wat ek het. Die voorbeeld wat my ouers stel, die strengheid wat hulle het om my te beskerm as 'n jong dame. So ja, want die wêreld is anders daar buite. Dit is hartseer eintlik. Ja. Abigail, buite die blootstelling wat jy op YWAM gekry het, het ons as ministry ook mos self uitreikings gedoen. Dit is waar ons Abigail begin blootstel het, om saam met ons te beweeg op uitreikings wat ons gegaan het. En dan Abigail se ma is in 'n hak. Ma het die hart van God. Sy het 'n ma wat 'n pastoor is, maar sy het 'n baie diep liefde vir die Here. En dit is waar jy baie dit gesien het en bid en Bybel lees. En praise and worship. Sy hou van praise and worship. Praise and worship. So met haar groot word. Ek dink wat was dit in jou matriekjare wat ons jou begin saamneem het op ons uitreikings? Dit was graad 11 van Graad 11, hoor jy? Graad 11 vir so 'n jong meisie om bloot te begin blootgestel te word aan die werke van die Here. Hoe was daai tipe uitreikings? Waar was jy oral saam met ons gewees? So ek was die eerste keer was ek in Kimberley. Ons het daar kospakkies gaan uitdeel en dan het ons ook vir die kinders cupcakes gegee en 'n pakkie en dis wankel Edgar die woord bedien het. Ons was by 'n village, toe ons daar gery het my hart net seer gekry toe ek gesien het hoe die mense daar leef en daar gaan eintlik nie veel aan, daar gaan eintlik niks aan nie. Maar ek sal sê waar my passie begin het was as kind het ek en my ma altyd sop gaan uitdeel in die straat daar by my ouma. En ons het party Sondag kos gemaak waar ons dit vir die mense in die dorp uitgedeel het of die taxi-ring. Ja. En dis waar ek besef het dat ek kan 'n verskil maak, al is dit 'n klein verskil, net om iets te doen om iemand anders se lewe beter te laat maak of beter te laat voel. En ek kan onthou want Edgar daai dag gevra het ek saam wil kom na die uitdrukking Kimberley toe. Toe ek en my ma nog huis toe kom, het ek nog gejump soos 'n kindjie wat nou is. Ek weet nie wat nie, maar ek was baie excited want ek wil geweet het hoe die ervaring is en ek wil ook 'n disipel gewees het om my deel te kan doen so klein soos wat ek was.
So daai uitreikings het jou goed gedoen. Wat van die een was jy saam met ons Willowmore of was Ja, jy by die kinderhuis. by kinderhuis? Ja. Hoe het jy daai geonder? Daai was vir my ook iets heeltemal anders en uniek. Like daar was kinders met wat probleempies gehad het, like fisiese gesondheid en toe ek sien hoe daai kinders gekom het net toe ons daar aangekom het en hulle harte was net vol liefde en hoe hulle na ons toe gekom het. Dit was lekker om te sien. Dit was 'n goeie gevoel om te sien hoe bly jy hierdie kinders kan maak. En ons was daar, ons het vir hulle gebraai, ons het tyd saam met hulle gespen. Ons het ook vir hulle goedjies gebring en dit het my nogals emosioneel gemaak. Om te sien weer eens wanneer ons kinders ook gaan en die hartseer wat daarmee gepaard word. Maar soos ek sê, ek was daar om te serve, om 'n oor te wees en net om hulle 'n bietjie gelukkiger te maak. Amen. Ja. Geliefdes, dit is vir jare ons werksaamhede wat Abigail nou beskryf en ook om ons kinders blootgestel het daaraan om betrokke te wees in sulke uitreikings of dinge by die kerk. Want op die ou einde bepaal jy in watter rigting jy ook kind moet gaan of dit is in daai tipe uitreikings waar jy begeertes begin ontwikkel. Ek sal graag dit. Wat het jou gedryf? Dink jy hierdie tipe dinge waarin jy blootgestel het gehelp om jou beroepskeuse nou te doen, om te studeer vir maatskap of so aan? Het dit invloed gehad op jou besluit? Dit het definitief beïnvloed gehad. Ek het altyd geweet dat ek wil saam met mense werk. Nie noodwendig hoe of wat nie, maar ek het altyd geweet ek wil saam met mense werk. En toe ek nou blootgestel was aan die uitreikings, met mense te werk, mense te serve, en toe ek nou gesien het vir my eerste keuse, ek kom nêrens in nie, en toe nou vir die keuse, ek kom in. Toe dink ek, die kan ook net die Here wees. Ja. Want hy het dit in my hart geplaas om mense te serve. Om 'n stem te wees vir mense, om mense te help om die regte keuses te maak en om hulle ook op die regte pad te lei waar ek kan. Ja. Ek natuurlik is dit jou liefde vir die Here Jesus Christus wat jou nou regtig waar in die ding ingestoot het. Jy wil mense se lewens verander sien. Hoe het jy daai liefde vir die Here Jesus Christus ontwikkel? Kan ek eintlik weer die vraag sê? Hoe het jy in die liefde vir die Here? Hoe het jy dit ontwikkel, jou liefde teenoor die Here? Was dit ook maar soos jy gesien het jou ma doen en so? Ankel Edgar, hoe ek die liefde van die Here ontwikkel het was, ek kan onthou, dit was by YWAM en toe het daar song gespeel. En in daai oomblik het ek gevoel, maar ek is so vol sonde. Hoe kan die Here sê ek moet kom na hom toe? En ek het besef dat daar is genade by die Here. En hy vergewe jou sonde wanneer jy bely. En dit was daar wat ek kan onthou ek het 'n warm gevoel gekry en ek het gevoel maar dis my pa wat my roep. En dit was net 'n ander feeling en dit was daar wat ek op my knieë geval het en gesê het, ek is hier, Here, gebruik my. En die genade wat daar vir my was, dit was groot, Ankel Edgar. Definitief daar kan ek daar het ek sy liefde ontvang. Alles wat ek gedoen het voor YWAM, hoe ek geleef het, hy was nog steeds lief vir my. En hy het my nog steeds aangeroep. So die een ding wat my altyd sal bybly is hoe ons op die Here moet vertrou en hoe ons
hoe ons dit deel maak van ons lewens om daagliks te bid vir ons daaglikse brood, ons daaglikse behoeftes. Hoe is dit in jou lewe, Abigail, as 'n student nog? Hoe ondervind jy dit in jou lewe? Die voorsiening van die Here vir jou. Die Here voorsien nog van geboorte af elke dag aan my. As ek moet dink aan my eerste voorsiening, ek was graad 6. Ek het vir die Here gevra om 'n prefek te word. En met daai het ek geweet jy moet baie gewild wees want die kinders moet vir jou stem en ek was ongelukkig nog nie die gewildste nie. En ek dink en ek het net gedink maar gaan die kinders ooit vir my stem? Maar ek het gebid, my ma het saam met my gebid. Ons het die Here vertrou en daai dag toe hulle die prefekte afkondigings noem, was my naam tweede geroep. Ek sal dit onthou, my naam is tweede geroep. En daar het ek besef dat maar die Here doen as jy vertrou. En dit is nie altyd maklik om te vertrou nie. Like daar is tye waarmee ek maar gesukkel het. Waar mens twyfel, ja. Maar die Here weet wat hy doen en op sy tyd doen hy die regte dinge. Ek is nou besig met my 3de jaar. Die 2de jaar en die 3de jaar het dit nie so goed gegaan met ons as familie finansies nie. En ek het gevra waar gaan die geld vandaan kom, maar kyk hier sit ek vandag in my 3de jaar. Amen. Ek sit hier. Die Here voorsien so baie vir my as ook vir my ouers. Like en dink ek, Jesus, waar gaan die geld vandaan kom? Maar ek vertrou op hom en dan bewys hy vir my. So ja. Ja, geliefdes, as ons nie ons kinders bring in 'n tydperk van waar ons hulle leer om op die Here te vertrou nie, gaan dit baie moeilik wees as die kind op sy eie bene moet staan en by hulle self op die Here moet vertrou. En dit is wat ons baie in ons bediening oor praat en self beleef, die voorsiening van die Here in dit wat ons doen en dan ook as families in dit wat ons doen om die Here te vertrou. En dit is die moeite werd. Dis die moeite werd. Dis die moeite werd vir alles as jy sien die voorsien die Here dit wat jy van hom gevra het. Ek het ook vir die Here vertrou oor my toekoms. Want ek het 2 gap years gevat en ek het nie geweet wat met my gaan gebeur nie. Ek het nêrens ingekom nie. Maar tog hier sit ek vandag, 'n 3de jaar maatskaplike werker. En ek is ook van die top 3 studente. So dit was al die moeite werd om my lewe in sy hande te los en hom net te vertrou vorentoe. Ja, geliefdes, Abigail moes nou daai genoem wat sê die top 3 nie. Want ek kan nou nie saam met haar praat oor dit nie. Want ek weet nou nog eers hoe ek self deur matriek gekom het. So ek sal nie daai kant toe gaan nie. Dis 'n prestasie, Abigail. Dis 'n prestasie. Sien net dit as die genade van die Here op jou lewe. Definitief. Die ander vraag wat ek ook jou vra is hoe sien jy jou ouers se betrokkenheid in jou lewe? Hoe verduidelik ons, hoe sien jy jou ouers se betrokkenheid en natuurlik toon hulle liefde vir jou deur hulle betrokkenheid in jou lewe? Ek sal sê hulle betrokkenheid by die Here het 'n groot invloed op my as 'n jong dame gelê. My ouers het al van kleins af die fondasie van geloof daar neergesit en ons het gereeld as huisgesin Bybelstudie, bidsessies, praise and worship gehou. En ek het altyd gesien hoe my ma die Here vertrou, hoe sy hom aanbid en haar liefde vir hom. So vir my as jong dame en ek sien dit, was dit 'n groot invloed vir my. Dit was iets groot. Ja. En ek is dankbaar vir daai rol want as dit nie vir hulle was nie, sou ek nie hier gesit het en gewees het wie ek vandag is nie. Ek sou ook nie my identiteit in Christus gehad het as dit nie vir hulle was nie. So sien jy die kinders vorm dit in ons spore. Die kinders
doen dit wat hulle ons sien doen. Abigail, is jy lief vir jou ouers? Ek is baie lief vir my ouers. Al sê ek dit nie baie nie, maar ek is baie lief vir hulle. En vir my? Ja, ek roep dit toe lank ek. As daar nou een kind is wat ek weet, wat lief is vir my, dan is dit Abigail. van jongs af, van kleins af, het Abigail altyd maar daai ding gehad oor my. Dit laat my trots voel om te sien waar jy vandag is. Dit laat my trots voel, want ons gebede ook vir jou en saam met jou, die vrug wat ons vandag sien in jou lewe. Dit is iets om oor trots te voel. Wat sal jy vir ander jong mense sê daar buite? Wat sal jy vir hulle sê? Ek sal sê maak jou bekend met die Here. Kry 'n verhouding met die Here, lees jou Bybel, hou jou Bybelstudie en praise and worship. Hoekom ek so sê is, wanneer daaglikse challenges kom en jy gaan na die Bybel toe, dan weet jy hoe om dit te oorwin. Die Bybel gee jou daai nodige kennis, kragte, sterkte, wysheid om moeilike situasies aan te tas, hoe om te leef en te weet waarvandaan af jou hulp kom. Ek sal sê maak jou bekend met die woord, want die woord is die waarheid. Amen. En hy lei vir jou hoe om op die regte pad te wees. Dan sal ek ook sê gehoorsaam jou ouers. Ons mag dalk nie nou verstaan hoekom ons ma en pa nee sê nie, maar as jy terugkyk, sal jy verstaan. So, luister na jou ma en jou pa. baie wyse raad, Abigail. Wat dink jy vorentoe? Hoe gaan dinge vir jou vorentoe verloop met die Here aan jou sy? Ek dink dinge gaan net goed verloop soos dit nou is met die Here aan my sy. Daar is niks wat ek nie kan oorwin met die Here nie aan my kant nie. Hy het my gedra van geboorte tot nou waar ek is, so hy sal my nog steeds vorentoe dra. Hy sal altyd daar wees met my en wanneer alledaagse challenges kom, hy is daar om my te help. Amen. Abigail, wat is die grootste nuus nou op die oomblik in jou lewe, wat jy as familie betref? Die grootste nuus, wat is vir jou die grootste opgewondenheid in julle familie? Ek gaan 'n auntie raak. Sy gaan 'n auntie raak, sy kan nie wag nie. As jy die proses sou kon aanjaag, sou jy seker nie. Ja, ek sou. Is met baie dinge in ons lewe, so dinge waaroor ons opgewonde is, dat ons graag wil hê die dinge moet net vinnig verloop, sodat ons die genot kan put uit dit, uit waarvoor ons so uitgesien het. Dierbares, ons is verantwoordelik vir die volgende generasie. En hier sit die generasie wat besig is om te groei en volwassenheid te bereik. En dit is hulle wat gaan oorvat by ons. En ons moet hulle op die regte pad. Ons moet voorloop om vir hulle te wys waar hulle moet loop. Wat jy as persoon doen, sal die next generasie beïnvloed. Soos wat ons Abigail op saamgevat het, toe sy nou meer bewus raak van wat ons as groot mense doen, en sy blootgestel was aan. Kyk hoe dit haar loopbaankeuse geraak, en dit is vir my impressive. Dit is vir my goed om haar te sien in die lig van
hoe sy groot geword het en dan aan die Here bekend gestel word en dan ook deur die Here gelei te word. Jou liefde vir die Here het nie afgeneem nou dat jy studeer het al vir die 3 jare nie. Glad nie. Hoe leef jy jou Christendom uit tussen jou vriendinne? So my vriendinne weet ek het 'n liefde vir die Here. Ons gaan kerk toe saam. Ons hou baie aan 'n praise and worship evening. Daar is ook by ons hostel Dinsdae aan 'n Bybelstudie, wat sessie of net 'n praise and worship. Ek dink ook omdat ek by 'n Christelike college is, help dit ook baie want ons het ook movie nights waar ons Christelike movies kyk. En my vriende kom altyd ook na my toe en as hulle nou nie lekker is hier of wat. En dan is ook een van my vriende wat nou onlangs 'n hart vir die Here gegee het. Prys die Here. So ek kan sien en dan is daar ook 'n ander vriendin van my wat nou nader aan die Here toe wil beweeg. So ek dink ek kan sien die vriende ook wie ek het ek maak 'n verskil in hulle lewe. En dit is vir my as 'n vriendin ook goed om te sien dat jy lei jou vriende in die regte pad in. So vir my is daar nie enige moeilike challenges of aanvalle sal ek sê nie. Ek hou nog steeds my stille tyd, ek loop kerk, ek bid, maar ek is nog nie die perfekste nie, maar ja, daar is nie enige moeilike challenges waarmee ek sukkel daarbo nie. Okay. Verstaan jy, ons hoef nie die Here is iemand wat jy vir ewig saam met jou kan vat. Want dit is hy wat jou in die ewigheid ingevat het en gaan vat eendag. As ons nie meer op die aarde is nie meer. Ons hoef nie die Here agter te los nie. Ons hoef nie in te gee vir peer pressure wanneer ons saam met ons vriende is en so nie. Inteendeel, ons kan hulle wys daar is 'n beter lewe. En daar is beter dinge om te doen. So Abigail, jy is 'n voorbeeld. Jy is regtig 'n lig. En vir my wat jou al van babedae af ken, is absoluut awesome. En dis wat ek van jou en jy weet hoe ek oor jou voel. Abigail is vir my soos my eie dogter. En dit is wat vir my blydskap bring om te sien hoe sy accelerate en hoe sy opgaan in haar lewe. En wetende dat die Here ook daar is saam met jou. Wat sal jy doen as jy gechallenge word om die Here te verkondig as mense jou so vra? Jy sal mos nie terug vir 'n challenge. Ek doen hom bang. Ek doen hom bang. Bang. Ek doen hom bang. Maar Abigail, dis wat die Here vir Gideon gesê het. Toe die Here hom 'n opdrag gee. Toe sy vol vrees. En die Here sê toe vir hom, hy moet Pura, dat is 'n vriend van hom, saamvat om die ding wat die Here vir hom gesê het om te doen, want Pura was sekerlik hy moes seker 'n dapper man gewees. Jy sê jy is aan bang man. Solank 'n mens net gehoorsaam is aan die Here. Ja, en al is jy dan vrees bevange of bang of skrikkerig of jy weet nie hoe om dit te doen nie. Dan om net terug te kom
na Wywen toe. Hoe was dit vir jou? Hoe het jy aangepas by as ek kan sê 'n kultuur wat uit verskillende nasionaliteite bestaan het, uit verskillende kulture bestaan het. Hoe het jy aangepas in dit? Was dit moeilik vir jou gewees of Nie eintlik nie, Uncle Edgar, want my hoe sê ek nou, my spanmaats, die jong mense wat saam met my daar was meestal Suid-Afrikaners. Okay. Daar was een meisie van Nederland, maar dit was nie so moeilik om aan te pas nie. Dit was regtig nie moeilik om aan te pas. Ek dink dit is omdat ons almal daar was vir een doel. En ja, ek dink dit is omdat ons almal daar was vir een doel, maar vir my persoonlik was nie moeilik. Dit was moeilik om te meng aan die begin. Dit was baie moeilik vir my want ek kom dalk voor as iemand wat baie praat, maar ek is eintlik baie ek is 'n introvert. Ek is baie awkward saam met mense, maar dit het natuurlik gekom dit en Wywen haal jou ook baie uit jou comfort zone uit. So hulle sit jou sommer op die spot daar, jong. Want jy sommer nou 'n sessie lei. So dit haal jou ook uit jou comfort zone uit. So ek het aangepas en ek het maar alles op daar bang gedoen. En maar jy het deur dit gekom. Ek het deur dit gekom. En dit het natuurlik ook nou bygedra en gehelp om selfs in jou studentejare met verskillende mense te kon meng. Geliefdes, ons in die jare, soos ek vroeër gesê het, wanneer jy meer en meer blootgestel word aan dit, en al is jy bang, om net jou tree vorentoe te gee, om vorentoe te gaan, ongeag van wat jy dink wat kan gebeur. Skraap net moed by mekaar en gaan vorentoe, loop vorentoe. As jy onseker is van jouself, daar's altyd mense rondom jou wat jou kan ondersteun, hè? Hoe voel dink jy? Ja, definitief, Uncle Edgar. Daar's altyd mense wat jou kan guidance gee, assist, intercede vir jou. Ja, daar is anders weer eens, so die Uncle Edgar hulle die gemeente se gebede was nie. Ek dink ek sou gewees het waar ek vandag gewees het. Ja, dit is soos die Here dit bestel het vir ons om mense in ons lewe te hê wat omgee vir ons, wat lief is vir ons, wat ondersteunend is teenoor ons en wat ons kan help. Selfs ek het in my latere jare uitgevind dat ek ryk na die sterre op die skouers van ander mense. Verstaan nie? Hulle wat jou oplig om na bo uit te kom. Hulle wat jou oplig om na anders te sien en ander ondervindinge te hê. En op die ou einde, as die tyd aanbreek vir hom aan te stap, dan sit jy met hierdie rykdom van ondervindinge wat jy opgedoen het saam met mense. En jy sit met hierdie rykdom van vriende en vriendskappe wat jy waardeer. En as jy terugkyk, dan is daar 'n smile in jou hart. Oor sekere mense en wat hulle beteken het vir jou in jou lewe. So jy's 'n baie goeie vriendin van baie ander. En my gebede is waar daar ook baie meer ander mense in jou lewe inkom wat jou sal vorentoe druk om jou destiny, om dit in te neem en jou plek wat die Here vir jou voorberei, om daai plek in te neem. Want jy's 'n
mag dit wat jy aan ander mense doen en hoe jy is teenoor ander mense, mag sulke mense, mag ander ook instap in jou lewe soos wat jy ingestap het in baie ander mense se lewens. En ons is lief vir jou. Nee. Kom sluit jy of ons in gebed af. Almagtige God en onze Vader, Abba Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die geleentheid wat ek kon gehad het om my testimonie te deel. Dankie vir u wysheid, u krag en die insig wat ek gehad het om te kon spreek. Abba Vader, ek vra dat u saam met ons sal gaan en ek vra vir u hand van beskerming en u seëning oor ons, vir elkeen wat hier luister, Abba Vader. Ek vra dat u vooruit sal gaan en dat u ons sal seën, Jesus. En dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Dankie vir u kragte en u sterkte. En dankie dat u altyd daar is vir ons, liewe Jesus. Dankie ook vir u wil, Abba Vader. Ja. Ons mag dalk nie nou verstaan hoekom nie, maar dankie dat u die verkeerde deure toemaak en die regte deure oopmaak, Abba Vader. Yes. Weer eens baie dankie vir alles wat u vir ons doen. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Geliefdes, ons sien julle weer. Shalom. Shalom. Dankie.